Here, baie dankie vir nog 'n dag. Here, dankie dat ons weet dat U een beheer is. Heilige Gees, my gebed is dat U met elkeen van ons sal wees. Here, waar die woord van bedien, dat U my lippe sal salf. Maar Here, dat U ook elkeen van ons harte sal oopmaak. Dat U ons harte ontvanklik sal maak vir U woord. Here, dat ons sal uitgaan. Dat ons 'n voorbeeld vir U sal wees. Here, dat ons sal help om die naaste terug te draai na U. Wees met ons. Dit is my gebed. In die naam van Jesus. Amen. Ja, goeiedag en weer eens baie welkom by vandag se diens. Ek het laasweek gedeel oor die onderwerp, die krag van praise and worship. En ons het 'n praise and worship diens gehad. En die skrifgedeelte het ons gevind in Handelinge 16. En ek het gedeel oor Paulus en Silas wat gearresteer is, wat aangeraand is. En ek het geskryf daarso op 'n stadium het ek geskryf laasweek en ek het nou geskryf dat hulle basies verniel was. Hulle rus oopgekloof met die snepe waarmee hulle geslaan het. En toe is hulle gearresteer en hulle is in hierdie donker put, in hierdie tronk gegooi. En hierdie tronk was nie soos die tronke van vandag nie. Dit was ondergrond gewees. En ek het nog gesê na die diens, toe het ek nog gesê, hulle beserings is nie behandel nie. Hulle voete is nog vasgeboei. En dink net aan jouself hoe dit geryk het daaronder. Jy weet, hulle het nie toilette gehad soos ons wat jy 'n knoppietjie druk of jy. Daar's nie sulke so, dink net by jouself in die omstandighede waarin hulle was. En hulle kom en hulle begin die Here te loof en aanbid. In daardie omstandighede. En God kom en hy skud die aarde. Soveel so dat die tronkdeure oopgaan. En die boeie van hulle voete afval. En hier's 'n wonderwerk. Hulle ontsnap nie eers nie. Hulle bly daar. Want die wag wat hulle opgepas het, wou op sy eie lewe neem. Maar toe hy sien dat hulle nog daar is en hulle gesels met hom, kom hy ook tot bekering. En ek het afgesluit en gesê, ek weet nie waardeur jy gaan nie. En elkeen van ons gaan deur iets. Elkeen van ons gaan deur iets. Maar gaan ek dat daardie omstandighede my onderkry? Of gaan ek die Here loof en aanbid en weet dat hy my daardeur gaan bring? Vandag wil ek deel oor die onderwerp, die hoopvolle waarheid van elke ding het sy tyd. Ja, in Afrikaans is daar mos 'n gesegde, elke ding het sy tyd. En ek wil vanoggend deel dat die Here se skepping toe hy dit gemaak het dit gegaan rondom seisoene. So as ek praat van seisoene, praat ek van tyd ook. Seisoene is baie keer makliker om te verstaan. Die Here het 6 dae gewerk en die 7de dag gerus. Jy weet, en ons altyd hierdie dinge by ons. Ja, maar ek moet 'n Sondag werk. Ek moet hierdie, ek moet daardie. Ek het 'n gesegde rondom moed. Daar's 3 dinge in die lewe wat jy moet doen. En as jy wil weet, dan gesels jy met my na die diens, ek gaan dit nou sê. Jy sien, sometimes it is, party van ons werk op 'n Sondag, maar jy kan nie elke liewe dag werk nie. God wat alles geskaap het, my broer, my suster, dit waarop jy sit vandag, hierdie geboue, die bakstene, man, it is because of God that we are where we are. En God het gekom en het gerus. Dis vir my en jou 'n voorbeeld. Jy sien, ons ervaar nat en droë seisoene. Ons ervaar 4 seisoene 'n jaar. Somer, herfs, winter en lente. En in hierdie seisoene sien ons hoe die natuur reageer. Ons kan nou al sien na die reën, kyk hoe awesome lyk dit buite. Toe sien dit ry, daar's baie boere se sojas wat so heuphoogte is. Dis awesome. Maar jy kan reeds sien dat die seisoen besig is om te verander. Dit begin koeler raak. Jy kan klaar sien dat die mielies, hulle begin al klaar droër raak.
Jy sien, en ons word ook geleer dat in hierdie seisoene sekere dinge gaan plaasvind. In die lente is dit gewoonlik planttyd. En winter is gewoonlik strooptyd. Maar net soos daar seisoene in die natuur is daar seisoene in die Bybel en in my en jou lewe. Jy sien, ek en jy gaan ook deur verskillende seisoene. Ek en jy beleef seisoene van hartseer, van verlies, van blydskap en van groei. Kan ek sê dat hierdie seisoene opsetlik is en dat God se invloed hierin erken en in ag geneem word? Jy sien, baie keer sal ek deur 'n droë seisoen gaan waar dinge net nie lekker wil werk nie. En as ek gaan sit en ek gaan kyk terug daarna en ek gaan kyk na hierdie droë seisoen, sien ek dat ek die Here een kant toe geskuif het. En dat ek dinge op myself begin doen het. Soos die tannie nou sê, dit werk nie. Wanneer ons in God se woord lees, en spesifiek in Prediker, wat deur koning Salomo geskryf is, sien ons dat die woord vir ons sê, dat daar seisoene of 'n bepaalde tyd is, vir dinge om te gebeur. En in Prediker 3 vers 1 in die 53 vertaling sê die woord vir ons die volgende: alles het sy bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. Hoor mooi, dis nie Brent wat dit sê nie. Dis God se woord wat dit sê. Vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. Wanneer ons na hierdie gedeelte kyk, sien ons dat tyd of seisoen basies dieselfde is. En dit gaan baie keer waartoe ek en jy gaan. Nie te vergeefs nie. Ons leer. Kan ek sê as ek as ek 'n stoof aangesit het en die plaas se liggie, ons het nou 'n gaspoort, so dis nou makliker jy sien wanneer die stoof aan is. Wat ons nog elektriese stoof gehad het, was daar nie 'n liggie gewees om te sê dat die plaas aan was nie. Jy weet dan net ons op so getap om te voel. En ek sal nooit vergeet nie, eendag toe kom Keisie by die huis en ek weet nie wat hy maak en hy vat sy hand en hy druk sy hand op my plaat. En toe sy plaat aan en toe sit al hy velle weg. En is onmiddellik hospitaal. Kan ek vir julle sê, hy het dit nooit weer gedoen nie. Jy sien, want ons leer. Ons leer deur sekere dinge. Want dan en dis wat ek nie kan verstaan nie, jy weet ons bikers as ons geval het, dan klim ons maar net weer op. En ons doen dit weer. Maar partykeer leer ons daardeur en ek gaan volgende keer nie weer so wit gat wees nie. Ek gaan miskien my oë groter oop hou, ek gaan miskien dinge anders te doen. Jy sien, en dis die seisoene waardeur ek en jy beweeg in ons lewens. Jy sien, 'n ander ding, hierdie situasies, hierdie dinge bly nie vir ewig nie. It's not forever. Sien, wanneer jy in 'n bepaalde seisoen in jou lewe is, weet dat dit ook tot 'n einde sal kom. Die seisoen sal ook draai. En die volgende seisoen sal begin. Elke ding of episode waardeur ek en jy gaan, het 'n doel en die Here sal ons definitief daardeur bring. Miskien is die seisoen daar om my en jou geloof sterker te maak. Of dit is daar dat ek en jy 'n deurbraak kan maak, of 'n impak kan maak in iemand anders se lewe. Of miskien omdat dat ek en jy 'n getuienis kan wees vir die Here. Ek sal nooit vergeet op 'n stadium toe met my kinders op skool. En ek het dit al gesê dat eendag toe ry ons en ek gaan haal hulle by 'n selgroepie en ons praat so met ek kan nie onthou of dit Kyle se maatjies was of 'n klomp kinders en toe het een van die laaitjies nog vir my gesê, hoekom moet oom hulle altyd vir ons sê wat om te doen wat reg en verkeerd is? Kan ons nie ons eie foute maak? Toe sê ek hom, wel, jy kan jou eie foute maak. Maar as jy na goeie raad wil luister, gaan jy nie daardie foute maak nie en jy gaan nie seer kry. Jy sien, Henny, as jy vir my sê, ek moet 'n chip en daai stofdonkie van my sit, want hy gaan so en so maak. Is dit goeie raad? Vir my ja, maar nie vir my vrou nie.
Jy sien, so daar sekere dinge wat ek wil hoor. En raad is net so goed soos wat jy dit wil vat en wat jy daarmee wil maak. Is dit nie die waarheid nie? Ek het ook hier geskryf, ons sal oor hartseer kom. En ek wil ook net sê dat, wanneer ek en jy 'n geliefde aan die dood afgestaan het, is dit nie dat ons daardie persoon gaan vergeet nie. Nou, is julle my vanoggend gesien, ek het oor die kleinste dingetjie weer my oogies oopgemaak het, en 'n bietjie gevloei, en het klaar begin vloei daar, toe ons gebid het, net oornis, toe dit klaar gevloei. Jy sien, doen ek dit as prins? Nee, ek doen dit nie as prins nie. It just happens. Die hartseer is daar, ons gaan hartseer ervaar, maar ons gaan ook daaroor kom. Ons sal uit die vallei uitkom. En kan ek vir julle sê met eerlikheid, almal, hoor mooi, almal gaan deur moeilike tye gaan. That's life. That's life. Jy sien, maar hier is dit. Maak nie saak in watter seisoen ek en jy ons bevind nie. Dit het 'n begin en dit het definitief 'n einde. En ons sal dan 'n nuwe seisoen betree. Een van wat verligting, hoop of selfs 'n groter bron van geloof sal bring. Jy sien, my geloof groei elke liewe dag, omdat ek die Here die geleentheid gee, dat ek in hom kan groei. My geloof groei elke dag. Elke dag. Wanneer ons hierdie gedeelte in Prediker 3 lees, sien ons dat Salomo ook vrae gehad het. En die woord sê vir ons dat Salomo die wysste persoon op die aarde was. Maar Salomo het ook vrae gehad. En hy het ook gevra, hoekom het ons ups and downs? En hy kon dit ook nie verstaan nie. Hy het ook geworstel met, hoekom is daar so baie suffering? Jy sien, en ek worstel ook daarmee. Hoekom gaan ons deur so baie suffering? Hoekom gaan ons deur soveel dinge? En hier reflekteer hy hoe die Here seisoene laat werk. In hoofstuk 3 van Prediker sien ek en jy dat sonder God ons regtig eintlik niks is nie. Kan ek dit weer sê? Sonder God is ek en jy absolutely nothing. Nothing. En ek het hier ook en ek het dit gehighlight. Kan ek julle skop vandag? Kan ek julle skop? Bad things happen to good people. Onthou dit. Bad things happen to good people as well. Nergens te vrywaar. God se woord, nergens te vrywaar, en ek gaan julle nou skrifgedeelte gee. Nergens te vrywaar dat ons nie deur moeilike tye gaan gaan. Johannes 16 vers 33 en die 53 vertaling sê vir ons. Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld reeds oorwin. God se woord wat dit vir my en jou sê. Ek en jy verdrukking, ek en jy gaan moeilike tye hê. Maar Jesus het reeds die wêreld oorwin. God sal my en jou daardeur bring. Ek en jy moet net vas op God. Ek en jy moet op net die geleentheid gee om te werk in ons lewens. God bly in beheer. En kan ek sê, God is die skrywer van my en jou dag. Maar hoe maak God alles weer mooi? God is ons verlosser. En om iets af te los of te verlos beteken dit dat ons die negatiewe een kant toe moet skuif en ons die positiewe moet begin sien. Eintlik weet ons dat Jesus se kruisiging aan die kruis ons verlos het van ons sondes. Jy sien, dis waaraan ek vashou. Dis waaraan ek elke dag vashou. Dat ek weet dat ek gered is. Want sonder Jesus sou ek nie gewees het. Dit is net God se genade. God kom en maak weer ons verhouding met hom mooi. Jy sien, ek en jy kon nie daai verhouding mooi gemaak het nie. Die woord kom en sê vir ons in Romeine 8 vers 28 en 53.
En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Ek en jy wat God liefhet, alles ten goeie sal meewerk. Prediker 3 vers 11 en die 83 sê vir ons, God het elke ding gemaak, dat dit pas in 'n bepaalde tyd, maar hy het ook aan die mense besef gegee van die onbepaalde tyd. Tog kan die mens die werk van God van begin tot die einde nie begryp nie. God sal alles weer mooi maak in sy sin. Prediker 3:16 tot 17 en die 53 sê die woord die volgende. Verder het ek ook gesien onder die son, die plek van die gereg. Daar was ongereg, daar was onreg, en die plek van geregtigheid, daar was onreg. Ek het in my hart gesê, God sal die regverdige en die goddelose oordeel, want daar is 'n tyd vir elke saak en vir elke werk. Jy sien, maak nie saak wie jy is nie. Maak nie saak wie jy is nie. Breek England, Ina, Alta, Stuart, Cliff, elke een van ons gaan gejudge word. Of ek glo of ek nie glo. Hierop, dis wat ek vanoggend gesê het. Daai ouens dink hulle nou weggekom daarmee. Hulle gaan eendag voor God moet staan. En hulle gaan rekenskap moet gee daarvan. En weet jy wat, ek gaan rekenskap moet gee wat ek gedoen het. Want daarna gaan nie rekenskap gee oor wat oom gedoen het nie. Daar gaan oom pa staan vir oom se eie dinge. En kan ek sê, jy gaan nie 'n prokureur wees nie. Because God knows what the truth is. So het waarsku julle nou. Daar's nie 'n prokureur wat hierdie slim en daai dinge en jy kan maar. Jy het al gesien as die bond vir my iets sê, dan sê ek maar. Of as kan jy iets sê, dan sê ek maar. Daar gaan nie maars wees nie. Daar gaan I know what the truth is. And I know what you did. Ek het hier geskryf ook, ek kyk julle vanoggend in die oë, en ek sê vir julle, God will make things right. Waar jy sit in jou seisoen, God will make things right. God will make things beautiful. Ek en jy moet net glo en vertrou. Wat leer ek en jy Prediker 3 uit? Koning Salomo gaan en sê vir my en jou dat ons ten volle ons vertroue in die Here moet plaas. Hy sê ook vir my en jou, hoor mooi, God is in beheer en hy sal altyd in beheer wees. Al is die wêreld omgekrap, al is die dinge, spyker die dinge is, man, dis chaos. God bly nog steeds in beheer. God is in ons moeilikste omstandighede saam met ons. Hy lei ons voetstappe van die een seisoen na die ander. God weet wat volgende daar is vir my en jou. En hy sal voorsien dit wat ek en jy nodig het om daardeur te kom. Die geskryf ook. Kan ek julle miskien skok vanoggend? God gaan my en jou deur daardie seisoen dra. Nie vir my en jou glorie nie, maar vir God se glorie. Jy sien, want dit waardeur ek gaan, I need to always give God the honor and the glory for what He's done. Is nie Brett se smaakheid nie. Brett is nou op 'n kontrak. Altyd tot eer van God. Hebreërs 13 vers 5 en die 53 sê vir ons, julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. God will never leave you nor forsake you. Nooit. Die keuse bly my en jou. Ek wil graag begin afsluit met die volgende. Wanneer ek en jy wakker word, kan ek en jy vertrou, dat maak nie saak in watter seisoen ek en jy is vandag nie, dat daar 'n uitkoms is, en dat dit nie toevallig is nie.
dat die Here saam met ons is, om deur daardie seisoen te kom. Elke seisoen wat ek en jy beleef, is daar, sodat ek en jy kan groei. Jy sien ons kom op 'n stadium op 'n ouderdom waar ons dink, oom Willie, ons is 70 jaar of 75 jaar oud. Wat kan ek leer? Ons kan nog steeds leer. Ons kan nog steeds vanoggend kom en sê, dankie Here, U het my geseën met 'n dag. U het my geseën met vandag. Wat wil U hê moet ek vandag doen? Kan ek sê dat God wil hê dat ek en jy goeie seisoene sal ervaar? Prediker 3:12-13 in die 83 vertaling sê vir ons, ek het tot die insig gekom dat daar vir 'n mens niks beter is nie, as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet. Dat die mens kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet. Ook dit is 'n gawe van God. Ek sien God kom nie en sê, "Oh, you're not allowed to enjoy yourself. Zali, jy mag jouself nie geniet nie, omdat jy nou 'n kind van God is. So, you're not allowed to enjoy yourself." Waar? Waar sê God se woord vir ons? Die goeie, ons kan onsself geniet. Geniet ek dit tog? Ja, ek geniet elke dag. Is dit moeilik partykeer? Ja, dit is partykeer moeilik. Verstaan ek dit nie? Ek verstaan dit nie. But I can enjoy it. God is die outeur van my en jou lewe. Die outeur van die seisoene waardeur ons gaan. Maak die lewe nie sens nie, maar God weet wat om ons aangaan. Partykeer maak die lewe nie sens nie, dit is so, maar God weet wat aangaan. Kom ek en jy kom vandag en vind ons hoop in die Here. God alleen kan weer die lewe mooi maak. En my laaste woorde is, in Engels het ons 'n spreekwoord wat sê, when life gives you lemons, make lemonade. En ek het hier gesê, when life gives you lemons vandaan, make lemonade with God. Hoor mooi wat ek vir elkeen sê. When life gives you lemons, make lemonade. As die lewe vanoggend vir jou 'n snowball gee, of die popo die fan stryk. Dink net daaraan dat hy fan klaar die popo opgekap het, hy staan blokkie, so jy kan dit geniet. Jy hoef nie daai werk te doen nie. My boetie en my sussie, moenie altyd die lelike raak sien. Ja, ons gaan deur moeilike tye, daar is moeilike seisoene. Maar weer eens as ons deur daai seisoen kom, sal ons God se hand sien. Daar weer gedra word. Gee God die eer. Weer eens, when life gives you lemons, make lemonade. Amen. Ons lê dit maar. Here, baie dankie vir die woord. Here, dankie dat ons kan weet dat U in elke seisoen, elke tyd gee van ons lewens saam met ons is. Here, waar ons baie keer U een kant toe geskyk het, vra ek vanoggend dat U ons sal vergeef. Heilige Gees, dat U met elkeen van ons sal praat vanoggend, dat U vir ons sal wys, Here, waar ons dinge op ons eie manier op, waar ons U een kant toe geskuif het. En dat ons sal weet dat ons dit nie weer sal doen nie. Dat ons sal leer in elke seisoen wat ons deurgaan. Wees met ons, seën ons en help ons. Here, help ons dat when life gives us lemons, that we will make lemonade. Dit is my gebed. In die naam van Jesus. Amen. Ek wil vra dat ons die programme opneem.